toe ek met julle gepraat het oor loof die naam van die Here, het ons 'n klompie van sy Ou-testamentiese toeskrywings behandel. Nou laat ek dit net herhaal wat ons gesê het. Hy is Jehovah Jireh, die Here ons voorsiener. Hy is Jehovah Rofeka, die Here ons geneesheer. Hy is Jehovah Nissi, die Here ons banier. Man, jy's nie alleen in die stryd nie. Dikwels kom mense en dan kom vra hulle vir die pastoor hulp. Die een wat hulp gee is beskikbaar. Ek sê die banier is daar opgehef oor jou. Hef net jou hand op, en by daardie geleentheid in Exodus het Moses ook sy hande opgehef, soos julle weet, toe hulle teen die Amalekiete geveg het, en hy het sy hande hoog opgehef, en hy sê aan die einde van daardie geveg, die hand op die troon van die Here. So wanneer hy sy hande ophef en aan die troon van God raak, by wyse van handopheffing, dan vloei die krag van God van die troon af deur in jou gevegsomstandigheid. Maak nie saak wat jou stryd is nie. Prys die naam van die Here. Is dit nie wonderlik dat God ons aan ons kant is en dat ons onder die banier van die Allerhoogste God veg nie? Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug, Efesiërs 6 vers 12. En om saam met God te veg is 'n voorreg. Jy kan nie verloor nie. Jy kan nie, sê dit tog saam met my, ek kan nie verloor nie. Ek kan nie verloor as ek saam met God veg nie. Noem vir my een geveg wat God verloor het. As jy dink hy die geveg op Golgotha verloor, maak jy 'n fout. Hy het hom juis daar gewen. Dis waar Jesus die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel. Kolossense 2 vers 14 en 15 en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus is die oorwinnaar. Hy is inderdaad Jehovah Nissi. Maar hy is ook Jehovah Mekadeshkem, die Here wat ons heilig. Hy is ook Jehovah Elyon, die Allerhoogste God. Hy is ook Jehovah Roy, die Here is my herder. En dan sê Samuel in 1 Samuel 1 vers 3, hy is Jehovah Sabaoth, die Here van die leerskare. He is the Lord of hosts. Ek sê hy is die Here van die leerskare en hierdie leerskare is sy engele, vriende. En nou sê Hebreërs 1:14, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. God se engele is saam met ons. God stuur hulle uit vir ons voordeel. Daarom sê Hebreërs 13 vers 2, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. En as die klop aan die deur kom en jy maak oop en hier staan 'n vreemdeling, kyk mooi na hom hoor. Miskien is dit 'n engel wat vir jou besoek. Prys die naam van die Here. Maar daar's nog een of twee wat ek kan noem. Hy is Jehovah Tsidkenu in Jeremia 23 vers 6, die Here ons geregtigheid. En dis eintlik deur die vryspraak van God wat ons hemel toe gaan. Omdat hy ons regverdig verklaar het. En nadat hy ons regverdig verklaar het, leef ons nou 'n heilige en toegewyde lewe, nie andersom nie. Ons lewe nie 'n heilige lewe om regverdig verklaar te word nie. Ons is regverdig verklaar voor God en deur God. En daarom leef ons nou toegewyd en heilig. En dan uiteindelik in Esegiel 48, waar is dit? Ek dink amper daar by vers 35, praat Esegiel van die tempel wat gebou gaan word tydens die 1000-jarige vrederyk, wanneer Jesus op hierdie aarde vanuit daardie tempel sal regeer. En hy noem dit, hy sê,
Sy naam is, of die naam van die stad is, Jehovah Shammah, die Here is daar. En so sal die Here wanneer hy terugkom daar wees, maar ek wil hê hy moet ook in hierdie tempel wees. Weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie, dan kan ons mos ook sê, ons wandel onder Jehovah Shammah. Prys die naam van die Here. Nou goed, ek het 'n paar minute oor, ek wil vir julle vertel van 'n wonderwerk waarna ek begeer. Ek wil julle vertel van 'n wonderwerk waarna ek begeer. Wil julle graag hoor wat so 'n wonderwerk? Ek wil hê die Here moet my weer jonk maak. Moenie lag nie, hoor, God kan dit doen. Vers 5 van Psalm 103 sê, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Ek wil dit weer sê, want daar is van julle wat dit nie glo nie. Psalm 103 vers 5. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Ons ken Psalm 40:31 wat sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit ken ons, maar ken ons Psalm 103 vers 5 in Engels. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Hoekom wil ek dan nou so jonk word? Ek wil jonk word omdat ek nog jare vir God wil werk. Ek het 'n hele klompie jare terug, en miskien het ek dit hier genoem in die verlede, het ek gebid dat die Here God my jonk sal hou tot ek 83 is. Want ek wil graag vir hom werk tot ek 83 is. Want ek het begin toe ek 23 was. En as jy 23 van 83 aftrek, dan kry jy 60. Ek wil graag 60 jaar vir God werk. Dink julle dis, om 'n cricketterm te gebruik, 'n goeie innings? Is dit 'n goeie beurt? 60 jaar, daar's min mense in die sekulêre wêreld wat 60 jaar by een firma werk in een maatskappy. Hulle kop jou gou uit hier oor die gaan. Maar ek wil graag vir die Here werk, dan moet ek jonk wees. My verstand moet helder wees, my oë moet goed wees, my bene moet reg wees, ek moet kan op en af teen die trappies. Dis my gebed. Julle kan saam met my bid daarvoor. Ek glo, God kan dit vir my doen. As hy vir Abraham, toe hy 99 jaar oud was, jonk gemaak het, en as hy vir Sarah, toe sy 90 was, jonk gemaak het. Want Romeine 4 vers 19 sê, sonder om te verswak in die geloof, het Abraham toe hy omtrent 100 jaar oud was, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, of op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Die ou vrou was lankal oor die muur. My verskoning, my apologie aan al die 90-jarige vroue wat vanaand hier in die kerk sit, jy's lankal oor die muur. En my apologie aan al die 99-jarige ou mans wat vanaand hier in die kerk sit, julle is ook almal oor die muur. Die Bybel sê so. En dit staan nie net in Romeine 4 vers 19 nie, dit staan ook in Hebreërs 11 vers 11 en 12, deur die geloof het Sarah, toe sy oor die leeftyd was, krag ontvang om bevrug te word. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders so sterre van die hemel in menigte, soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. Abraham was verstorwe, hy was mors dood, nie sy hele lyf nie. Net 'n gedeelte.
om dit medies te sê, hy was met impotensie bevange. En pastoor, ek en jy is op dieselfde koers. Word net oud genoeg, dan gebeur dit met jou. Sy was lankal by die tyd van vroue, was sy verby, soos die skrif het noem. Sy kon nie meer babetjies gehad het nie. En as jy Genesis 18 lees, sit Abraham daar buite sy tent, op die hitte van die dag, en skielik staan die 3 manne voor hom, en hy spring daarop, hy sê, "Mijn Here, is so goed, julle het by my aangedoen, laat ek gou vir julle ietsie maak. Sarah, bak 'n broodjie, kry 'n bietjie dikmelk en suurmelk, stuur sy dienskneg om gou 'n jong kalfie te gaan slag. Hy sê, meneer, sit hier onder, ek bring water, dan was julle voete ontspan, want dis hoekom julle gekom het, en dit was al die tyd, God en 2 engele. En Sarah is hier in die tent doenig, maar sy wil daarom ook graag hoor, wat sê die broers, daar buite. Ek sê ook as ek Sarah was, toe afluister, wat word nou hier deur hierdie vreemde man en my man bespreek? En toe sê die een vreemde man, oor 'n jaar kom ek weer hier verby en dan sal jou vrou Sarah 'n baba hê. En Sarah se reaksie, sy het seker eers haar oë groot getrek. En toe maak sy so. Toe praat die man, hy sê vir Abraham, waarom het jou vrou gelag? En Abraham sê vir Sarah, waarom het jy gelag? Sy sê, ek het nie gelag nie. En God sê, maar jy het gelag. Kan jy dink dat 'n vrou van haar ouderdom nou met God 'n stryery op toe sit? Oor die vraag of sy gelag het of nie gelag het. En God sê, maar jy het gelag. Ek sou ook gelag het as ek sy was. En toe raak God haar liggaam aan en sy raak swanger. Lang nadat dit met haar oor die tyd van die vroue gegaan het. En sy baar Isak. Maar net nadat sy swanger word, lang voor Isak gebaar is, reg aan die begin van haar swangerskap waarskynlik, toe trek Abraham suid na die suidland, na die Filistyne, en hy kom by Abimelech, koning van Filistia, dit vertel Genesis 20. En hierdie koning sien hierdie pragtige jong vrou. Dis nou daai ou vervalle ou ding van wie ons nou nog gehoor het wat 90 jaar oud was. Toe God haar onder hande neem, toe word sy jonk. So jonk dat sy 'n babietjie in die wêreld kan bring en so jonk dat Abimelech, die koning van die Filistyne, haar in sy harem opneem. Jy neem nie 'n ou vrou in jou harem op nie. Jy neem 'n pragtige jong dingetjie van so 2:33 neem jy in jou harem op. Want onthou sy daarom vir Ismael ook gehad 14 jaar terug. So sy kon hom gehad het, kom ons sê uit ons berekening, toe sy so 19 was en nou sy 33. So God het haar ouderdom afgebring van 90 af tot so omtrent by 33. En as jy daarby nog 37 jaar tel, dan kry jy weer 70 wat die beloofde jare is. En sy is ook dood toe sy 127 was, Sarah. Sy was so mooi. Ek sê hierdie ou vrou is so jonk, sy het jonger en jonger en jonger en jonger. Kan God dit doen? Ek vra julle, kan God 'n ou vrou jonk maak? Kan God 'n ou man jonk maak? En toe het God natuurlik die moederskote van Abimelech se vroue almal toegesluit en God het hom met 'n siekte getref. En God sê, daai is 'n getroude vrou, jy los haar uit. En toe het hy haar teruggegee aan Abraham en wat daarmee gepaard gaan lees dit in die skrif. Maar dis nie net Sarah wat jonk geword het, die ou man het ook jonk geword. Die Bybel sê op 2 plekke, hy was verstorwe. Dit wil sê, hy kon nie meer kinders in die wêreld bring nie. En op 99 raak God die ou man aan. Ek bedoel nie, jy moet my op daardie terrein aanraak nie. Ek soek nie klein babetjies asseblief Vader rondom my nie. Ek spesifiseer
teenoor die mens moet mos as jy met God praat spesifiseer. Jy moet sommer net nie algemeen bid nie, jy moet net doen die Here snaakse goed met jou in jou lewe. Vader, u hoor nou wat ek sê, u weet wat ek bid. Ek wil hê my lyf, ek bedoel die lyf so ver en dan die kop en so aan, die moet reg wees vir nog 10 jaar om heerlik die woord van die Here te verkondig. En Abraham het jonk geword. Hy was op 99 verstorwe. En toe Sarah dood is op 127 jaar oud, was Abraham natuurlik 137 jaar oud. 36, 37. En toe trou hy weer. God het so 'n goeie job gedoen. Ek het nie 'n ander woord om te gebruik nie, ek moet 'n Engelse woord. Ek sê God het so 'n goeie job gedoen met Abraham, dat 37 jaar later, na Sarah se dood, trou die ou man wat op 99 oor die muur was. Trou hy weer, met Keturah. En sy het vir hom gebaar, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Jisbak en Sua, sê Genesis 25 vers 2. Wil jy nie die Here bietjie begin prys nie? Daar kan dalk dinge met jou gebeur. Ek sê daar kan dalk dinge met jou gebeur. Ek wil die Here prys, ek wil die Here verheerlik, ek wil die Here loof, omdat hy God is ter wille van sy naam. Hy is Jehovah Jireh, daarom prys ek hom. Ek sê hy is Jehovah Rufeka, daarom prys ek hom. Hy is Jehovah Nissi, hy is Jehovah Mekadeshkem, hy is Jehovah Tsebaot, hy is Jehovah Roy, hy is Jehovah Tsitkenu, hy is Jehovah Shammah. Nog een wat ek uitgelaat het. Hy is dit. Daarom prys ek hom. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek is die ware wynstok. Ek is die goeie herder. Ek is die deur van die skape. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Hy is die Alfa en die Omega. Kan iemand 'n hand saam by optel? Hy is die, sê dit nou, hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Prys die naam van die Here. Nou weet julle waarom ons God prys met handopheffing. Ons prys God met handopheffing, leer Dawid ons. Omdat wanneer ons hande opsteek so in die lig voor God, dit vergelyk word met die offerrook van die aandoffer, waarvan die rookie opstyg in die teenwoordigheid van die Here. En soos God daar die lieflike geur ruik, as jy so voor God staan, dan ruik God die offer van jou lofprysing en jou aanbidding. Begin om God te prys, al het dit in die môre en in die aand gedoen. Begin tog elke môre as jy opstaan, om God vir 'n paar oomblikke met handopheffing te prys. Ek vra julle. Begin tog in die aande voordat jy gaan slaap, om te staan voor die Here om met hom handopheffing te prys. Dit sal jou heilig. 'n Mens kan nie lekker sondig as jou hande so in die lug is. En as jou mond vol is van die lofprysinge van God, dan kan jy eers met jou kop sondig. Ou mense sondig mos eintlik met hulle koppe. Hulle dink verkeerde goed. Hulle dink twyfelagtige gedagtes. Kan die Here my help?
sal God my bystaan? Kan die Here my in hierdie siekte help? Dit is mos waar die sondes van ou mense lê. Nie meer in hulle lywe nie. Dis vir die jong mense, hulle sukkel daarmee. Maar as jy God prys met handopheffing, dan kan jy nie jou hand na die bottel toe uitsteek nie. Het jy al ooit gesien dat 'n ou staan en whisky drink terwyl hy God prys? Het julle? Moet dit nie probeer nie, probeer water. Vat 'n glas water, sit hom daar neer. Hef jou hande op en begin om God prys en kyk of jy daai water kan drink. Jy kan nie. Lofprysing heilig jou. Lofprysing heilig jou. Mag die guns van die Here met julle almal rus. Ek wil die Here loof. Kom ons staan voor die Here. Ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof. Ek wil my hande ophef na hom. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Wil jy tog 'n paar oomblikke die naam van die Here prys? Wil jy tog 'n paar oomblikke loof die Here sê? Wil jy hom verheerlik vir sy naam? Wil jy hom verheerlik vir sy goeie dade? Het God vir jou iets goeds gedoen? Prys die naam van die Here. As ek vanaand vir julle moet vertel wat God alles vir my gedoen het, het ek 72 jaar nodig. So goed was God vir my. Ek loof hom vir sy weldade. Ek loof die Here vir sy weldade.